Welkom by vandag se begeleide gebed. Kom ons raak net vir so 'n oomblik stil voor die Here weer. Ons sit gemaklik en maak jou oë toe as jy wil. En haal net 2 keer of 3 keer stadig en diep asem. Ons teksvers vandag is Filippense 4 vers 6 en 7. En dit sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeerte deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Nou, ons leef in 'n wêreld waar angs al hoe meer deel is van ons daaglikse lewe. Ons lê soms wakker en bekommer ons oor finansies. Ouers bekommer hulle oor die veiligheid van hulle kinders. En jong mense voel die druk om suksesvol te wees. Ander wag op mediese uitslae. Of hulle leef met onsekerheid oor hulle werk. Of dra swaar aan 'n verlies van 'n geliefde. En selfs wanneer alles aan die buitekant goed lyk, is daar dalk 'n storm of angs wat in mense woed. En die waarheid is dat selfs gelowiges soms angstig raak. En angs beteken nie jou geloof is swak nie. Dit beteken net ons is 'n mens wat in 'n gebroke wêreld leef. Maar die verskil is dat ons nie alleen deur ons angs hoef te gaan nie. En Paulus skryf hierdie woorde in Filippense nie vanaf 'n strand of 'n idilliese eiland nie, maar vanuit 'n tronk. Hy het nie 'n gemaklike lewe nie. Dis moeilike omstandighede. En tog sê hy, moet oor niks besorg wees nie. En ek bedoel nie ons moet maak asof ons nie probleme het nie. Maar wat hy vir ons sê is, moenie jou bekommernisse alleen dra nie. En bring dit na God toe. En dan gee God nie altyd onmiddellike oplossing vir ons nie. Maar hy beloof selfs iets groters vir ons. Sy vrede. 'n Vrede wat nie afhanklik is van ons omstandighede nie, maar wel van sy teenwoordigheid. Dit is daardie vrede wat ons harte kom rustig maak, selfs wanneer ons op ons angstigste voel. So kom ons sit net vir so 'n oombliekie en kom ons dink bietjie daaroor. En vrede kom nie wanneer al jou probleme verdwyn nie. Maar vrede kom wanneer jy ontdek dat Jesus saam met jou in die middel van die storm staan. Hy beloof nie 'n lewe sonder uitdagings nie, maar hy beloof wel, ek is by jou. Daarom kan jy vandag met hoop vorentoe stap, want God dra saam met jou wat jy nie alleen kan dra nie. Sit net vir so 'n oombliekie rustig en aanvaar net daai hoop en daai vrede en God se teenwoordigheid in jou angs. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons vandag net vir 'n oomblik kan stil word in U teenwoordigheid. Here, dankie dat U elke hart ken en elke las sien wat vandag saamgedra word. U weet van die dinge waaroor ons bekommerd is, die vrese, die angs wat ons vir niemand vertel nie, maar die gedagtes wat ons soms nags wakker hou. Here, U woord sê dat ons oor niks besorg hoef te wees nie, maar dat ons alles na U toe moet bring. Daarom kom ons nou net soos ons is. Ons bring ons angs oor ons gesondheid na U toe. Ons bring ons bekommernisse oor ons kinders en families na U toe. Ons finansiële druk, ons werk, ons toekoms en al die onsekerheid van die lewe. Here, dit kom gee ons vandag net vir U. Here, leer ons om nie aan vrese vas te hou nie, maar om aan U hand vas te hou. Vul ons met die vrede wat alle verstand te bowe gaan en bewaak ons harte wanneer ons moedeloos raak en beskerm ons gedagtes wanneer angs ons wil oorweldig. Here, herinner ons elke dag dat U steeds in beheer is, dat U nooit van ons af wegstap nie en dat die belofte waar is, moenie bang wees nie, ek is by jou. Geef ons die geloof om vandag een tree op 'n slag saam met U te stap, al kan ons nie die hele pad voor ons sien nie. Here, ons vertrou U met ons lewe en ons toekoms. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.